Ons sukkel nogal met die gedagte van die uitverkiesing, dat God vooraf presies weet of ons hom as ons Here gaan aanvaar of nie. Dit staan vir ons teenoor die gedagte dat God die mens met 'n vrye wil gemaak het en ons kan kies soos ons wil. Dink daaroor, as jy Christus as jou verlosser aanvaar, maak die Heilige Gees jou lewe nuut, maar beteken dit dat jy nie meer sonde doen nie? Die antwoord is nie die een of die ander nie, maar beide. Ek word deur die bloed van Christus skoon gewas van sonde, maar tog doen ek nog sonde. Dis nie die een of die ander nie, dis beide. In Romeine 9 vers 10 tot 13 hoor ons dat Rebekka een keer swanger geword het by Isak en dat sy voor die 2 seuns gebore is, reeds by die Here gehoor het dat hy die jongste sal lief hê, maar die oudste sal haat. Hierdie besluit van God berus op die uitverkiesing en nie dit wat 'n mens doen nie. Dit staan nie los van 2 Petrus 3 vers 9, wat sê dat God nie wil hê dat iemand verlore sal gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. God roep almal tot bekering en om sy kinders te word. Elke mens het dus die vrye keuse om op God se roepstem te antwoord en tot bekering te kom. Maar God weet reeds vooraf hoe ons op sy roepstem gaan antwoord. Daarom hoor ons dat God Esau, wat nie die pad saam met hom wou loop nie, gehaat het. Die Here Jesus het vir elkeen van ons se sonde aan die kruis betaal. Elkeen van ons het die vrye keuse om te antwoord op God se liefde vir ons. Maar as ons sy liefde vir ons verwerp, gaan ons verlore. Moenie jou moeg maak met die vraag of jy uitverkies is of nie. Antwoord eerder op God se roepstem en neem die verlossing in Christus aan. Dan weet jy verseker dat jy uitverkies en 'n kind van God is. Het jy al geantwoord op God se roeping op jou lewe en die verlossing in Christus aanvaar?